Così? Hafif hissetti kendini. And they just look like a food. It's very hospital. It's just extra things. Ça connaît ça.
Ja. Ik zou er wel op doen. Ik heb die goed uitgemaakt. Ik heb goed uitgemaakt. Goedemorgen liefdes, hartelijk welkom in het huis van de Here. Mag Here vandag baie besondere Sondag hê. Ook in die geskiedenis Die gebeure in Alberton Wes, waar ons weer vandag die voorreg het om 'n beroep uit te bring om 'n herder en leraar hier dan ook te kan bevestig. Mag die Here werklik waar ook vandag ons seën en sterk maak. Ons gaan een lied saam sing voor ons by die vergadering begin om te beroep. Lied 516, al sou die vyeboom nie bot nie, baie bekend. Kom ons sit so, dan sing ons dit hartlik saam. Dankie Paul. Al sou dan o die vyeboom Ek gaan ons gemeentevergadering waar ons gaan beroep open met enkele verse uit die profeet Jesaja hoofstuk 6. In die sterfjaar van koning Ussia het ek my Heer sien sit op 'n hoë en verhewe troon. Die some van sy kleed het die tempel gevul. Serafs het bo hom gereed gestaan. Elkeen het 6 vlerke gehad. Met 2 vlerke het elkeen sy gesig bedek, met 2 het sy voete bedek en met 2 kon hy vlieg. Hulle het na mekaar geroep en gesê: Heilig, heilig, heilig is die Here, heerser oor alle magte. Die hele aarde is vol van sy heerlikheid. Die deurpenne in die drumpel het gebewe van die geluid van die een wat roep. Die tempel het vol reuk geword. Ek het gesê: Wee my, want ek is verlore, want ek is 'n mens met onrein lippe en by 'n volk met onrein lippe woon ek. Ja, my oë die koning die Here, heerser oor alle magte gesien.
Een van die serafs het na my toe gevlieg met 'n gloeiende koolboom en hy het wat hy met 'n tang van die altaar afgeneem het. Hy het my mond aangeraak en gesê: "Kyk, dit het jou lippe aangeraak. Jou sondeskuld het gewyk, daar is vir jou sonde versoening gedoen." Toe hoor ek die stem van my Heer wat sê: "Wie sal ek stuur? En wie sal vir ons gaan?" Ek sê toe: "Hier is ek, stuur my." Hy het gesê: "Gaan sê vir hierdie volk, luister goed, maar moenie verstaan nie, kyk goed, maar moenie begryp nie. Maak die harte van hierdie volk ongevoelig, maak hulle ore doof en smeer hulle oë toe, sodat hulle nie meer kan sien met hulle oë, met hulle ore hoor nie, en met hulle hart nie verstaan en terugdraai en genees op nie." Daarop vra ek: "Tot wanneer, my Heer?" Hy het geantwoord: "Tot die dorpe vervalle lê sonder inwoners, die huise sonder mense is, die land verval het in 'n woesterny." Ons het hier die roeping van Jesaja in 'n baie bepaalde tyd in die volk Israel se geskiedenis ook. Dis ballingskap. Hierdie volk kry swaar en Jesaja moet gaan profeteer. En dan kom hy en hy sê: "Ek is onrein. Hoe kan ek gaan verkondig wat jy my vra?" En dan lees ons hierdie mooi simboliek van die engel wat met 'n kool wat van die altaar af gehaat het, nader gevlieg het en was sy lippe geraak het, en toe is sy lippe rein. Hy kan die woord van die Here verkondig, en dan kom die oproep: "Wie kan ek stuur?" En Jesaja sê: "Hier is ek, stuur my, Here, ek sal gaan." Vanoggend kom ons by mekaar en sê: "Soos die Here hier, wie sal vir ons gestuur word?" En ons doen in gebed en in absolute afhanklikheid voor die Here vandag 'n smeekgebed dat hy sal stuur, sodat ons ook hier een sal vind wie se lippe aangeraak is met 'n kool, wat die woord van die Here suiwer hier sal verkondig. Mag die Here ook vandag ons hier seën, dra en lei. Kom ons bid saam. U sit so. Ewige almagtige God, Hemelse Vader, aan U kom toe die eer en die dank, nie net hier op aarde nie, maar oral, ook in die hemel. Wat U het ons weinig minder gemaak as 'n hemelse wese. U het ons aangestel om te heers oor die aarde, die voëls, die visse. U het ons aangestel om te doen wat U van ons vra. U het ons geheilig deur Christus. As gemeente staan ons klein voor U vanoggend en wil ons vra, Here, stuur na ons een wie se lippe aangeraak is met 'n kool van die altaar, sodat ook vandag hier ons kan weet U sal stuur. Ons mag hier saam in gebed vra wie ons moet stuur, maar U sal op U tyd die regte persoon stuur. Werk daarom ook in die hart van hom wat ons vandag gaan beroep om positief te kyk na hierdie gemeente, om ook te kom om hier sy roeping in Christus te kan opvolg, en help ons as gemeente om in voorbereiding vir U te buig in hierdie tyd wat hy 'n besluit moet neem. Dit vra ons in die naam van Christus Jesus, ons Here alleen. Amen. Geliefdes, baie dankie. Dis 'n voorreg vir my vanoggend weer hier saam te wees met U om 'n beroepingsvergadering dan ook te kan lei. Ek gaan kortliks net iets sê oor die twee broeders wat ons van ook op die dubbeltal het, maar ek gaan vra dat ons die diakens so lank in hierdie tyd vir ons nou ook die stembriewe se uitdeel, en terwyl hulle besig is om dit te doen, sal ek die algemene afkondiging sommer hier van onderaf doen, en wanneer ons by die kansel klim, na ons die beroep uitgebring het, gaan ons voorsang voort. Ons het nou lied 516 gesing, en van daar af gaan ons verder ook stil word en met ons erediens aangaan. Ek vra ons die diakens om vir elkeen 'n stembriefie uit te deel. Ek vra maar asseblief dat jy nie die stembriefie sal vou nie terwille van tel, en dat ons dit dan ook net rustig so kan terugkry wanneer ons klaar gestem het. Die diakens asseblief sal jy uitdeel. Terwyl ons die diakens dan ook nou die stembriefies uitdeel, doen ek die algemene afkondigings ook hier. Met attestaat vertrek na die Gereformeerde Kerk Rustenburg Wes, broeder Johan en Anet Oosthuizen. Onder lief en leed, dit is werklik 'n voorreg om geluk te sê aan Suster Jackie Engelbreg, wat môre 81 jaar oud word. Mag die Here werklik waar ook vir u geseënde en 'n mooi jaar gee wat voorlê. Indien u 'n 2026 kerkkalender wil hê, u sal weer eens daardie dik boek wat ons van Potchefstroom af bestel, moet u asseblief in die gang dan ook u naam neerskryf, sodat ons weet hoeveel almanakke ons moet bestel. Die koste van hierdie almanak is R140. Dan ook 'n woord van dank aan die vleisverkopers en die pannekoekverkopers.
rondom die beroepings, dubbeltaal sal ek nou 'n bietjie meer sê. En dan vandag aan die einde van ons erediens gaan broeder Mani Joubert 'n losmaking kry uit die ampt van ouderling. Kan ek so vra, het almal stembriefies ontvang? Wys net vir my, steek jy hand op dat ek net kan sien as jy nog nie ontvang het nie. Ek gaan kortliks net so 'n bietjie agtergrond gee oor die twee broeders op die dubbeltaal. Kom ek begin by Dr. Heinrich Swemstra. Dr. Swemstra se seun het ons gebied, uit in Brackenhof gemeente groot geword. Hy is gedoktoreer in die vak etiek, wat ook baie te doen het met die alledaagse lewe wat reg en verkeerd is volgens die Bybelse beginsels dan ook. Sy gemeentes wat hy in was, Heinrich was in vereniging direk na hy geproponeer het. Daarna was hy vir 2 jaar in Zambië waar hy ook gestuur was deur vereniging om te gaan klas gee by 'n skool daar, 'n sendingskool. En toe het hy teruggekom, hy's in Pretoria aanlyn en dan gewees en nou is hy in Walvisbaai waar hy ook reeds 7 jaar is. Ek is oor sy kinders, ek weet Heinrich het kinders op universiteit ook op hierdie stadium in Potchefstroom. Sy vrou werk nie en dis maar die agtergrond rond Heinrich. Die ander jong man wat ook op ons dubbeltal is, Ines Nagel. Ines het 'n pad gestap deur Magol tot by Louis Trichardt. Sy is ook getroud, sy kinders is hoërskool en universiteit en Ines is ook nou reeds 7 jaar lank in Louis Trichardt. Dis die twee broeders wat ons ook dan op ons profiel geplaas het. Ons het vir onsself gesê, ons wil graag 'n dominee hê wat onder 50 is. Heinrich is 47 en Ines is 48 jaar oud dan. Ek vra dit asseblief 'n stem sal uitbring, ook in geloof en in gebed, en dan vir ons vir die diakens vra om die stembriefies net vir ons terug te neem. Gee maar net 'n aanduiding as u stembrief nog in die hand is asseblief. Kom ek vra so van die kant af, is al die stembriefies hierin? Die middelblok, is al die stembriefies in? En ons kantblok ook, baie dankie. Ons gee kans vir ons telkommissie om dan te tel, dis Kobus en Henry en Richard, en ook Riklien.
dan met dankbaarheid ons afkondig dat jy by wyse van stem en 'n groot meerderheid tot Dr. Hendrik Swenstra van Walvisbaai beroep het. Ons bid ook vir hierdie broeder in die tyd van besluitneming, dat die Here sy hand sal uitstrek oor hom en sy gesin, om dan ook te dink aan hierdie gemeente, wat reeds vir meer as 'n jaar, bykans 'n jaar en 'n half, reeds vakant is. Ek vra dat Henry vir ons met gebed sal afsluit. Goeiemôre broeders en susters, ons sluit net ons oë. Ons almagtige God en hemelse Vader, ons staan hier rustig en stil voor U almag. Oor U genade oor ons. Die pad wat U vir ons gelei het, waar ons nie 'n predikant gehad het nie, was U hier saam met ons. U het dit rustig gemaak hier in ons gemeente. Ons loof en ons prys U daarvoor. Vader, ons dank U ook vir die geleentheid wat almal hier gehad het vandag, dat hulle hier is en kan stem. En stem vir 'n predikant, 'n herder en 'n leraar vir ons in die toekoms. Dankie dat ons ook vir Dr. Hendrik Swenstra kan beroep. Vader, ons bid vir hom. Ons vra dat U vir hom sal lei met U wysheid in die tyd waar hy besluit moet neem. Dat die besluit geneem sal word, nie omdat ons dit wil hê nie, maar laat U wil geskied Vader. Wees ook so saam met ons in die gemeente waar ons nou wag vir die antwoord. Ons vertrou op U Vader. U het ons baie vorentoe al klaar lankal reg en skoon gemaak. So ons weet Vader dat U in beheer is van alles. En ons dank U daarvoor. Wees nou saam met ons in hierdie erediens, maak dit rustig en stil. Geet wat ons hier hoor sal indring vind, dat ons ook so sal uitleef. Ons vra dat U al ons sondes sal vergewe. Vra hierdie dinge nie omdat ons verdien nie, alleenlik uit genade in Christus naam. Amen. Dank Henry. Ons gaan nou voort met ons voorsang geliefdes, daarna sal daar 'n oomblik van stilte wees, voor ons met ons erediens begin. Paul, jy kan my bestuur van daar af asseblief.
werk.
Ons word stil voor die erediens vir 'n minuut lank en daarna ons openingsseën. Kom ons word stil en verklaar onsself in die teenwoordigheid van die Here, ons almagtige God. Stuur Here, u lig en u waarheid. Laat U ons lei. Laat U ons bring by u heilige berg en u woninge. Geliefdes, genade en vrede vir julle van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste voor sy troon, en van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, die eerste uit die dode, die koning oor die heersers van die aarde. Amen. Ons gaan Here loof met ons loflied, lied 464, daarvan vers 1 en vers 4. Ek lees 'n gedeelte van vers 4. U maak ons deel van al u grootse werke. U laat ons bid, Heer, dat u ryk mag kom, en kom u weer in heerlikheid op wolke. Maak u volkome nuut u eiendom. En dan die refrein, dan moet ek juig, my redder en my God. Na ons loflied bly ons staan om saam belydenis te doen van ons Christelike geloof, en direk na ons geloofsbelydenis antwoord ons daarop met lied 188 vers 1 en 2. Nou lied 464 vers 1 en 4 as loflied.
Ek nooi u om saam met my u geloof te bely en elke woord wat ek sê saam ook in die hart te beamoen en saam te sê. Ons gaan ons geloof bely met die apostoliese geloofsbelijdenis. Die Christelike Kerk noem hierdie belydenis die apostoliese geloofsbelijdenis, alhoewel dit nie deur die apostels opgestel is nie. Reeds vanaf die 2de eeu na Christus het dit sy ontstaan gehad en het verder ontwikkel tot in die 4de eeu na Christus sy finale beslag gekry het. Kom ons sê hierdie woorde saam in ons harte. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy het die lyding van die hel ondergaan. Hy het op die 3de dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Omdat van God, met hart en mond en hande, loof om wat Jy kan maar sit. Ons het ons geloof bely. Ons het daarmee gesê, ons is een in geloof, een in hoop, een in liefde. En nou gaan ons luister na dit wat die Here vir ons vra as gelowiges om te doen hier op aarde. En die Here gee by die berg Sinaï 10 stippellyne, 10 gebooie waarbinne ons moet leef en werk. Die eerste 4 gaan oor my optrede teenoor God Almagtig. Die laaste 6 hanteer my optrede teenoor my medemens. Kom ons luister na Eksodus 20 vers 1 tot 17. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of van die aarde onder, of van wat in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan elkeen. Ek reken kinders, die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik,
nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy, of jou seun, of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag niemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Ons gaan antwoord op die wet van die Here, geliefdes, met die baie bekende Psalm 38, een daarvan, straf tog nie in ongenade my misdade, en ook vers 17 wat sê, wil my Heer in hierdie lewe nie begewe, wees nie ver van my gebed. Ons staan, Psalm 38, 1 vers 1 en 17. Ons Vader in die hemel, ons het geluister na u wet, dit wat u van ons vra, van ons eis, om te doen elke dag. Ons besef ons kleinheid, ons nietigheid en afhanklikheid van u, en daarom het ons ook saam gesing, straf tog nie in ongenade, wil my Heer in hierdie lewe nie begewe, want ons weet, sonder u kan ons, mag ons en sal ons nie 'n tree op hierdie pad kan gee nie. Ons dank u vir die troue sorg, u troue seun ook in hierdie gemeente, dat u o Vader as herder voor ons uitstap, ja, soos u seun Jesus Christus in Johannes 10 sê, ek ken my skape en my skape ken my. U ken ons tekortkominge, u ken ons behoeftes, en daarom is ook vanoggend om te doen en te voldoen aan dit wat u vra, opnuut weer 'n beroep uitgebring op 'n herder in hierdie gemeente. Ons bid vir Heinrich en sy gesin, dat u liefde, u trou en u genade in hierdie volgende tyd by hulle sal wees. En Here, as dit u behaag, dat hy die beroep sal opvolg na Alberton Wes, sodat ons hier weer op aarde aardse herder kan hê, wat voorgaan, die pad aandui, ja, met lippe wat aangeraak is, deur die kole van die altaar, soos daardie engel in die boek Jesaja se engel, Jesaja se lippe aangeraak het. Ons bid nou, dat u die prediking vanoggend hier sal seën, dat u liefde en u genade elke tree van die pad met ons sal stap, en dat ons klein sal wees voor u woord, diep sal buig, en dat dit wat gesê word waarlik sal spreek, van lippe aangeraak met die kool van die altaar. Maak ons ontvanklik. Ons bid dit in Christus Jesus, ons Here se naam. Amen.
Ons is as predikante en professore van die TSP besig om opnuut 'n boekie saam te stel oor die metafore van die kerk in die Bybel. Dit was, en daar's in die lewe niks toevallig nie, verlede week my beurt Dinsdag om te open. En die teks waarby ek moes open was Openbaring 19 en Openbaring 21. In 'n tyd waar daar hier in ons aardse omwandelinge gepraat is oor datums van die Here se terugkoms en alles daar rondom, kom die Here in Openbaring 19 en 21 en hy vertroos ons. Hy kom vertroos en sê, julle is my bruid. Maar hierdie bruid is ook 'n stad, die nuwe stad Jerusalem, waarheen julle almal op pad is. Ek wil saam met u lees vanoggend uit die woord van die Here, Openbaring 19 vers 1 tot 9 en ook 21 vers 1 tot 9. Ons teksgedeelte, Openbaring 19 vers 7 tot 9 en 21 vers 2 en 9. Ek begin lees uit Openbaring 19. Hierna het ek iets gehoor soos die harde geluid van 'n groot menigte in die hemel wat uitroep, prys die Here. Die oorwinning, die heerlikheid en die mag behoort aan ons God. Regverdig en reg is sy oordeele, want hy het die oordeel voltrek oor die sedelose vrou wat die aarde deur haar onsedelikheid verwoes het. Hy het die dood van sy dienaars op haar gewreek. Verder het hulle uitgeroep, prys die Here. Haar rook styg tot aan alle ewigheid op. Die 24 ouderlinge en die 4 lewende wesens het gekniel en God aanbid wat op die troon sit. Hulle het gesê, Amen, prys die Here. Toe daar 'n stem van die troon af gekom wat gesê het, loof ons God, al sy dienaars, die wat hom vrees, klein en groot. Ek het iets gehoor, soos die geluid van 'n groot menigte, soos die gedruis van 'n groot watermassa en soos die gedreun van swaar donderweer. Hulle het uitgeroep, prys die Here ons God, die Almagtige, heers nou as koning. En dan ons 3 teksverse uit hoofstuk 19. Laat ons bly wees en juig en in hom die eer gee, want die bruilof van die lam het aangebreek en sy bruid het haar daarvoor gereed gemaak. God het haar dit vergun om fyn, helder blink klere aan te trek. Hierdie fyn klere is die regverdige dade van die gelowiges. Toe sê die engel vir my, skryf op, geseënd is hulle wat na die bruilofsmaal van die lam uitgenooi is. Verder sê hy vir my, dit is die woorde van God en hulle is waar. Toe het ek voor sy voete op my knieë neergeval om hom te aanbid. Pas op, moenie, sê hy toe vir my, ek is 'n mededienaar van jou en van jou medegelowiges wat aan die getuienis vashou wat Jesus gelewer het. Aanbid God, want dit is Jesus wat die getuienis gelewer het en dit is die Gees wat die profesie gegee het. Openbaring 21. Toe het ek 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien. Die eerste hemel en die eerste aarde het verdwyn en die see het nie meer bestaan nie. En ek het die heilige stad Jerusalem van God af uit die hemel uit sien afkom. Die stad was gereed soos 'n bruid wat vir haar man versier is. Toe het ek 'n harde stem van die troon af hoor sê, kyk, die woonplek van God is nou by die mense. Hy sal by hulle bly. Hulle sal sy volke wees en God self sal by hulle wees as hulle God. Hy sal die trane van hulle oë afdroog. Die dood sal daar nie meer wees nie. Ook leed, smart en pyn sal daar nie meer wees nie. Die dinge van vroeër het verbygegaan. Toe sê hy wat op die troon sit, kyk, ek maak alles nuut. En daarna sê hy, skryf hierdie woorde op, want dit is betroubaar en waar. Verder sê hy vir my, dit het klaar gebeur. Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. Aan elkeen wat dors het, sal ek te drinke gee uit die fontein met die water van die lewe verniet. Elkeen wat die oorwinning behaal, sal dit alles kry, en ek sal sy God wees, en hy sal my seun wees. Maar die wat bang en ontrou geword het, die losbandiges, moordenaars en onsedelikes, bedrieërs en afgodsdienaars en alle leleenaars, hulle lot is die poel wat met vuur en swaal brand. Dit is die tweede dood. Toe het een van die 7 engele wat die 7 bakke het, waar die 7 laaste pla was gekom en met my gepraat. Kom, het hy gesê, ek sal jou wys die vrou van die lam. Ek is deur die Gees meegevoer en die engel het my na 'n groot hoë berg toe geneem en die heilige stad Jerusalem vir my gewys, wat van God af
uit die hemel uit afkom. Ek lees net terwille van ons eie kontinuïteit weer ons teksverse saam, geliefdes. Ek lees Openbaring 19 daarvan vers 7 tot 9. Laat ons bly wees en aan hom die eer gee, want die bruilof van die lam het aangebreek en sy bruid het haar daarvoor gereed gemaak. God het haar dit vergun om fyn, helder, blink klere aan te trek. Hierdie fyn klere is die regverdige dade van die gelowiges. Toe sê die engel vir my, skryf op, geseënd is hulle wat na die bruilofsmaal van die lam uitgenooi is. Verder sê hy vir my, dit is die woorde van God en hulle is waar. Dan uit Openbaring 21 vers 2, en ek het die heilige stad, die nuwe Jerusalem van God af uit die hemel uit sien afkom. Die stad was gereed, soos 'n bruid wat vir haar man versier is. Dan ook vers 9 en 10, toe het een van die 7 engele wat die 7 bakke het, waarin die 7 laaste pla was gekom en met my gepraat. Kom het hy gesê, ek sien jou die bruid wys, die vrou van die lam. Ek is toe deur die Gees meegevoer, en die engel het my na 'n groot hoë berg geneem, en die heilige stad Jerusalem vir my gewys, wat van God af uit die Bybel uit afkom. Ons tema by die prediking vandag is, geliefdes, die bruid van die lam, verlos, gereed gemaak en vol verwagting. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, ons leef in 'n wêreld wat smag na verbintenis, 'n wêreld wat smag na intieme liefde, na 'n plek om tuis te hoort. Dis 'n wêreld vol verbrokkelde verhoudings, verbreekte beloftes en eensame harte wat soek na iets, na iemand wat hulle altyd sal lief hê sonder om teleur te stel. Teen hierdie agtergrond van menslike kwesbaarheid en verlangende hartklop, maak die God van hemel en aarde die ondenkbare bekend. Hy openbaar deur Johannes dat jy wat in Jesus Christus glo, nie net 'n verloste sondaar is nie, nie net 'n geredde skepsel is nie, nie net 'n diensknegt nie. Jy is die verloofde, jy is die bruid. Die kerk, die versameling van almal wat deur die bloed van die lam gered is die bruid van Christus. Die konteks van hoofstuk 19 is een van oorwinning en oordeel. Die groot hoer, Babel, ook genoem die sedelose vrou of die groot prostituut, die verpersoonliking van alle goddelose, wêreldlike stelsels wat God teenstaan en sy mense vervolg, is geoordeel en vernietig. En dan, onmiddellik daarna, klink daar iets anders op. Uit die as van Babel se verondergang en vernietiging, uit die rook van haar verwoesting, klink daar nie 'n doodse stilte op nie, maar 'n uitbarsting van hemelse lof. Die menigtes, die magtiges, die swakkes, die engele en die verlostes breek uit in 'n oorweldigende halleluja koor. Waarom? Omdat die ware koning, die almagtige God, gaan regeer. Die stryd is gestry, die oordeel is verby, dis voltrek, die vyand is vernietig. En midde in hierdie oorweldigende golf van juig en aanbidding word die hoogtepunt, die uiteindelike doel van hierdie hele stryd ook onthul. Daar staan, want die bruilof van die lam het gekom en sy vrou het haar daarvoor gereed gemaak. Geliefdes, dit is die evangelie antwoord op die mag van Babel. God se einddoel is nie bloot om ons vyande te vernietig nie. Dit is om sy bruid ewig by hom te hê. Die diepste betekenis van die geskiedenis is die konflik tussen goed en kwaad nie. Dit is 'n liefdesverhaal. Die verhaal van 'n bruidegom wat sy bruid kom verlos, vir haar ly en vir haar sterf, haar reinig en haar uiteindelik vir homself volkome toeëien in 'n ewige verbintenis van volkome liefde en gehoorsaam en gemeenskap. Ons tema, die bruidegom, die bruilof, die bruid van die lam, verlos, gereed gemaak, vol verwagting. Ons sal sien hoe Christus die lam sy bruid volkome verlos het uit die mag van Babel en die draak wat agter dit skuil. Ons sal sien hoe hierdie bruid deur sy genade haarself gereed maak met fyn blink linne van sy geregtigheid, en ons sal deur die lens van Openbaring 21 in verwagting staar na die voltooide heerlikheid
wanneer die heilige stad, die Nuwe Jerusalem, soos 'n bruid wat vir haar man getooi is, van God af uit die hemel neerdaal. Kom ons kyk in die eerste plek na die bruid wat verlos is van haar vyand. Geliefdes, 'n bruilof is 'n vreugdevolle geleentheid en daarom word die gelowiges hier opgeroep om bly te wees en aan God die heerlikheid en die eer te gee. Maar jy kan nie fees vier as daar 'n gevaarlike vyand voor die deur staan wat dreig om hierdie bruilof binne te val nie. Jy kan nie fees vier as jy die hele tyd oor jou skouer moet loer en kyk wanneer die vyand die bruilof binnekom nie. Die wonderlike van hierdie bruilof is egter dat Christus hier deur Johannes skryf, hierdie bruilof het gekom. Hierdie woorde het gekom in Openbaring 19 vers 7 dui op die vervulling van God se plan. Dit wys dat die bruilof van die lam nie meer iets toekomends of ver is nie. Dis nie onseker nie. Dis 'n werklikheid wat deur Christus oorwinning verseker is. Vir die kerk beteken dit dat die lang wag, die stryd en die lyding tot 'n einde gekom het. Nou breek die vreugde en volheid van gemeenskap met Christus aan. Hierdie twee klein woordjies het gekom, bevestig God se getrouheid. Wat hy beloof het hy vervul. Dit bring sekerheid, vreugde en hoop vir elke gelowige. Daarom is die konteks van hierdie teksverse in Openbaring 19 een van oorwinning. Hierdie bruilofsmaal volg onmiddellik op die ondergang van die sedelose vrou, Babel. 'n Simbool het ons gesê van alles wat goddeloos en verdorwe en teen God gekant is. Die oordeel is uitgespreek, die vyand is oorwin. Om bruid van Christus te kan wees, het beteken ons eers van hierdie vyande verlos moes word. Dit was nie maar net 'n passieve gaan een kant toe tipe van verlossing nie. Nee, dit was 'n aktiewe verlossing. Ons was gevange gehou deur die sonde. Ons was dood deur die wet. Ons was in die ryksgebied van die duisternis. Ons was onderhewig aan die teenstander, daardie slang, die duiwel se mag self. Maar kyk, wat gebeur in die groter konteks van hierdie boek, Openbaring? Die bruidegom, Jesus Christus, die leeu uit die stam van Juda, die wortel van Dawid, het oorwin. Hy het met sy eie bloed vir sy bruid betaal. Hy het die hekke van die dood verbrysel. Hy het die magte van die duisternis ontwapen en hulle openlik aan die kaak gestel deur die kruis. Hy het die vyand, die draak, gebind. Hy het hom in die afgrond gegooi, sy mag gebreek, sy tande uitgeruk. Daarom, geliefdes, kan die uitnodiging uitgaan. Laat ons bly wees en juig en hom die eer gee. Ons kan fees vier vandag, omdat die vyand verslaan is. Ons vreugde is nie 'n poging om die donkerheid te ignoreer nie. Dit is 'n sekerheid dat die lig oorwin het. Daarom weet ons wat in Christus lewe, dat ons nie aan onsself behoort nie. Ons behoort aan die sonde nie aan die dood nie aan die wêreld nie. Ons behoort aan die bruidegom Jesus Christus, wat ons vrygemaak het. Hy het ons verlos. Die oorwinning is reeds behaal. Jy's die bruid wat veilig is, maar jou bruidegom die stryder is, wat geveg en oorwin het. Die tweede deel van die vers sê, en sy vrou het haar self gereed gemaak. Hier sien ons die verantwoordelikheid van die bruid, geliefde. Die oorwinning is volkome die werk van die bruidegom, maar hierdie bruid reageer. Sy maak haarself gereed. En hoe maak sy haarself gereed? Die teks gee vir ons die antwoord. En aan haar is verleen, in die oorspronklike staan daar, gegee, om bekleed te wees met rein, fyn linne, want die fyn linne is die geregtigheid van die heiliges. Kyk na die mooi balans hierin. Aan haar is gegee. Die frase is gegee, om vir die Griekse woordjie didomi, en hier word die woord gebruik in die passiewe vorm en die verlede tyd. Die letterlike vertaling is, daar is aan haar gegee. Hierdie pragtige, fyn, rein kleed is nie iets wat sy vir haarself moes aanskaf nie. Dit is aan haar geskenk. Dit is 'n gawe, 'n genadegawe van God. Sy het dit nie verdien nie. Dit is aan haar verleen. Die teks verduidelik self dat hierdie fyn, helder, pragtige gewaad
die regverdige dade van die heiliges verteenwoordig. Dit beteken nie, geliefde, dat die heiliges vandag ook hulle eie redding verdien met goeie werke nie. In die hele konteks van die boek Openbaring is die bron van hierdie geregtigheid steeds die voltooide werk van Jesus Christus, die Lam. Hierdie regverdige dade is die vrug van die geloof, nie die grond daarvan nie. Dit is 'n uiting van 'n lewe wat deur genade gered en deur die Heilige Gees verander is. Wanneer die bruid voor haar bruidegom staan, dra sy nie haar eie vuil klere van sonde en ellende nie. Sy is skoon, gekleed skoon, blink gewaad wat hy vir haar gegee het. Haar getrouheid, haar heiligmaking wat in hierdie dade openbaar word, is die bewys van die geloof wat God in haar gewerk het, die gewaad toon dat sy aan hom behoort en deur hom gereinig is. Dit is haar pragt vir die bruilof wat sy deur genade aan hom kan aanbied. Dit beteken egter nie, geliefde, ek en jy in vandag se dae sit op 'n genadewa en dit word ingetrek in die koninkryk van God nie. Net die bruid, jy en ek, maak haarself gereed. Die bruid wag nie ongeërf nie. Die bruid leef in afwagting, sy versier haarself, sy reinig haarself, sy bly wakker. Vir ons beteken dit dat ons geroep word tot 'n lewe van heiligmaking. Ons reinig ons deur die woord en gebed. Ons leef anders as die wêreld. Ons hou ons rein van ons sedelikheid en afgoderry van die groot prostituut Babylon wat in Openbaring beskryf word. Ja, ons hou in 2025 aan Christus alleen vas. Om bruid van die Lam te wees, beteken dat ek en jy nie met die wêreld kan flankeer nie. Dit beteken dat ek getrou, toegewyd aan hom moet wees, om die bruid gereed is om haarself gereed te maak. Die volle bruilof lê nog voor. Ons leef vandag in daardie spanningsvolle tyd van reeds en nog nie. Ons is reeds deur Christus gekoop en syne gemaak. Tog is ons nie volmaak nie. Daarom leef ons as mense in voorbereiding. Elke dag van ons lewe hier op aarde is deel van die groot voorbereiding vir die ewige fees. Ons berei ons voor deur te bid, deur die woord te lees, dit te bepeins, deur aan die sakramente deel te neem, deur in gemeenskap met die heiliges te lewe en deur in ons roeping getrou te wees. Al hierdie dinge is deel van die bruid wat haar blink kleed aantrek, wat haar tooi vir die koms van die bruidegom. En dan geliefdes, kyk ons verder in Openbaring 21. Hier sien ons nie net 'n bruilofsmaal nie, maar die finale bestemming van die bruid. En ek, Johannes, het die heilige stad, die nuwe Jerusalem, van God af uit die hemel sien neerdal, toeberei soos 'n bruid wat vir haar man getooi is. Kyk na die skoonheid hiervan. Die eindpunt van die geskiedenis is nie 'n abstrakte idee nie. Dit is nie 'n wolk van onpersoonlike lig nie. Die eindpunt is 'n stad. Hierdie beeld van die stad praat van gemeenskap, van 'n ordelike, veilige, vreugdevolle samelewing. Dit spreek van 'n plek, 'n tuiste, 'n vaderland. Ons verlange is na 'n tuiste, na die plek waar ons veilig is, en dit sal daar sy volkomme vervulling vind. Die nuwe Jerusalem is die antwoord op ons menslike verlange na 'n tuiste sonder gevaar, sonder die dreigement van die dood. En dan, in vers 9, gebeur daar iets wonderliks. Die engel kom na Johannes en sê, kom hier, ek sal jou die bruid, die vrou van die Lam wys. En wat sien Johannes wanneer hy gaan kyk? Hy sien weer eens die heilige stad Jerusalem in vers 10. Die engel identifiseer die stad uitdruklik as die bruid. Waarom hierdie skynbare herhaling? Omdat die Here vir ons die diepste, mees intieme waarheid van hierdie heerlikheid wil openbaar. Die eindbestemming is nie primêr 'n plek nie, dit is 'n verhouding. Die glans van die stad, die goud en die edelstene, is die glans van die bruid wat in die volmaakte reinheid en heerlikheid van haar bruidegom geklee is. Die engel wys dat die ware heerlikheid van die nuwe Jerusalem daarin lê, dat dit die plek is waar die liefdesverbond tussen Christus, sy kerk, sy bruid, volkome vervulling sal bereik. Die beeld van die stad vertel ons van veiligheid en gemeenskap.
Die beeld van die bruid vertel ons van die liefde en intimiteit met die lam. Saam vorm hulle 'n onuitputlike bron van hoop. As die stryd swaar is, geliefde, as die wêreld jou wil verlei, as die duisternis jou wil oorweldig, onthou wie jy is. Onthou waarheen jy op pad is. Jy's nie 'n weeskind op pad na 'n vreemde plek nie. Jy is die bruid van die koning op pad na die volkome openbaring van jou verbintenis met hom, 'n tuiste wat hy self vir jou berei het. Ons verwag nie abstrakte iewers in die hemel nie. Ons verwag ontmoeting met ons bruidegom in die volmaakte tuiste wat hy self is. Hierdie verwagting suiwer ons, troos ons soos hy rein is, en dit gee aan ons die moed om getrou voort te gaan in die sekerheid dat ons nie teleurgestel sal word nie. Hierdie vooruitsig, geliefde, hierdie sekerheid is dat ons dra in die tyd van reeds en nog nie. Die stryd en lyding in hierdie teenswoordige leeftyd. Ons leef nie net uit oorwinning van die kruis en verlede nie net uit die krag van die Gees in die hede nie, maar ook uit die hoop op die heerlikheid wat kom. Ons is die voltooide bruilof. Daarom, as die stryd swaar is, as die sonde aan jou trek, as die wêreld jou wil verlei, as die duisternis jou wil oorweldig, onthou wie jy is. Jy is die bruid van die koning. Jy is die een vir wie hy gekom het, vir wie hy geveg het, vir wie hy gesterf het, en vir wie hy weer sal kom. Ek sluit af, geliefdes. Die uitnodiging gaan uit. Salig is hulle wat na die bruilofmaal van die lam geroep is. Het die saligheid, het die geluk, het die diep onwrikbare vreugde is vir elkeen wat die roepstem van die evangelie hoor en glo. Dit is vir elkeen wat by die bruidegom kom, in sy arms van genade val en hom as Here en Verlosser eer. Leef daarom as verloste bruid. Stryd teen die sonde, wees heilig, wees getrou. Troos mekaar. Sien uit met gespanne verwagting na die dag wanneer die fees sal begin, wanneer die stem van die menigte soos die geluid van baie water sal wees wat sê: Halleluja, want die Here ons God, die Almagtige, het as koning gaan regeer. Kom ons vestig ook in hierdie week ons oog daarop. Halleluja, want die Here ons God, die Almagtige, het as koning gaan regeer. Ek is sy bruid. Amen. Kom ons dank saam. Ons Vader wat in die hemel is, wanneer ons luister dat die heerlikheid van die evangelie wat in openbaring vir ons mee troos, dan is ons dankbaar vir genade onbeskryflik groot. Wanneer ons hoor van die liefde dat U die draak, die Satan self verslaan het, sodat hy geen mag oor ons kan hê nie, dan wil ons buig soos die ouderlinge in die hemel voor U buig en sê amen. Kom, Here Jesus. Ons dank dat ons vanoggend U woord in veiligheid kon oopmaak, aan U die eer kon bring en saam vra dat U ons in die week wat voorlê sal dra, lei en bewaar. Ons pleit dit van U in klein afhanklikheid as kinders voor U in Christus se naam. Amen.